Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom liewe vriende vanaand by ons 4de Pinksterbidduur vir hierdie week. Mag die Heilige Gees ons harte open vir God se woord vanaand en mag die Here hierdie boodskap in ons lewens bekragtig. Ons het die voorreg om vanaand weer uit die woord van die Here saam te lees uit Romeine hoofstuk 5 en ons lees vers 5. Die hoop beskaam nie, omdat God die liefde in ons harte uitgestort het deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Pinkster, liewe vriende, herinner ons aan 'n wonderlike waarheid. God los nie sy kinders alleen in hierdie wêreld nie. Die Here het die Heilige Gees aan sy kerk gegee. Die Heilige Gees bring nie net krag nie, maar ook ware vrede in die harte van gelowiges. Hierdie vrede is nie afhanklik van goeie omstandighede of 'n maklike lewe nie. Dit is 'n vrede wat gegrond is in Jesus Christus alleen. Daarom kan 'n kind van God selfs in moeilike tye innerlike rus en sekerheid beleef. Ons staan vanaand stil by 'n paar hoofpunte vanuit hierdie teks. En ons eerste punt vanaand is: ware vrede kom van God alleen. Die mens soek van nature vrede op baie plekke in hierdie wêreld. Sommige mense dink dat hulle vrede sal vind in 'n gelukkige familie, of in besittings, of in baie geld. Ander probeer vrede vind in mense, in verhoudings of in wêreldse plesier. Maar die probleem, liewe vriende, is dat al hierdie dinge tydelik is. Die wêreld kan vir 'n kort tydjie afleiding gee, maar dit kan nie ware vrede vir die hart gee nie. Jesus Christus sê in Johannes 14 vers 27: Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Die vrede waarvan Jesus praat, is baie dieper as uiterlike rustigheid. Dit is vrede met God. Van nature is die mens verlore in sonde en geskei van God. Sonde bring skuld, vrees en oordeel. Daarom sal 'n mens nooit ware rus vind voordat jy met God versoen is nie. Dit is ook die rede waarom Jesus Christus aarde toe gekom het. Aan die kruis het hy die straf vir ons sonde gedra. Hy het vrede gemaak tussen God en verlore mense. Romeine 5 vers 1 sê: Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Die Heilige Gees neem hierdie vrede van Christus en werk dit in die harte van gelowiges. Hy wys altyd na Jesus Christus as die Verlosser. Die Heilige Gees herinner God se kinders daaraan dat hulle sondes vergewe is en dat hulle aan die Here behoort. Ware vrede beteken dus nie dat daar nooit probleme of swaar kry sal wees nie. Ware vrede beteken dat 'n gelowige weet dat God sy Vader geword het deur Jesus Christus. Selfs wanneer die lewe moeilik raak, bly daardie vrede vas staan. Die tweede punt waarby ons vanaand stil staan, is die volgende: die Heilige Gees herinner ons aan God se liefde. Een van die grootste strydpunte in die lewe, liewe broeder en suster, is twyfel. Wanneer swaar kry, teleurstelling of pyn oor 'n mens se pad kom, begin baie mense wonder of God hulle nog liefhet. Soms voel dit vir ons asof die Here ver weg geraak het. Maar Romeine 5 vers 5 sê: Omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees, het ons hoop.
Die Heilige Gees werk voortdurend in die harte van God se kinders, om hulle aan God se liefde te herinner. Hy wys ons telkens terug na Jesus Christus en na die kruis van Golgotha. Aan die kruis sien ons die grootste bewys van God se liefde. Die kruis sê vir ons dat God bereid was om sy eie seun te gee, sodat verlore sondaar mense gered kan word. Wanneer die duiwel ons wil laat twyfel, herinner die Heilige Gees ons aan hierdie waarheid. Die Heilige Gees troos gelowiges in tye van swaar kry. Hy versterk hulle geloof wanneer hulle swak voel. Hy herinner hulle aan die beloftes van God. En hy gee aan God se kinders die sekerheid dat hulle nie alleen is nie. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Wat 'n wonderlike troos is dit darm nie. Die Heilige Gees werk in die harte van gelowiges, sodat hulle met sekerheid kan weet dat hulle aan God behoort. Daarom hoef 'n kind van God nie vasgevang te bly in vrees en onsekerheid nie. Die Gees van God herinner ons voortdurend aan die liefde van Christus. Dan die derde punt vir vanaand. Die Heilige Gees hou gelowiges staande in moeilike tye. Die lewe van 'n Christen is nie altyd maklik nie. Gelowiges gaan ook deur moeilike tye. Daar kom tye van siekte, hartseer, bekommernisse, pyn en moedeloosheid. Soms voel 'n mens asof jy nie meer krag het om aan te gaan nie. Maar die wonder van Pinkster is dat die Heilige Gees God se kinders nie alleen los nie. Hy bly in hulle. Hy dra hulle deur moeilike omstandighede van die lewe. Die Heilige Gees troos gelowiges wanneer hulle hartseer is. Hy versterk hulle wanneer hulle swak voel. Hy gee nuwe moed wanneer hulle wil opgee. Hoe baie kinders van God kan nie getuig dat die Here hulle deur donker tye al gedra het nie. Dit beteken nie dat die Here altyd onmiddellik alle probleme wegneem nie. Soms laat God toe dat sy kinders deur moeilike omstandighede gaan. Maar selfs dan bly die Here by hulle. Jesaja 43 vers 2 sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Wat 'n wonderlike troos. Die Here beloof nie 'n lewe sonder storms nie, maar hy beloof sy teenwoordigheid in die storms. Die Heilige Gees woon in die harte van gelowiges. Daarom kan God se kinders selfs in moeilike tye innerlike vrede beleef. Die wêreld verstaan nie hierdie vrede nie, maar dit is 'n vrede wat van God self kom. Die vrede van God, broeder en suster, hang nie af van goeie omstandighede of 'n maklike lewe nie. Die vrede van God rus in Jesus Christus alleen. Deur die Heilige Gees stort God sy liefde en vrede in die harte van sy kinders uit. Die Heilige Gees wil jou herinner dat God jou nie vergeet het nie. Hy wil jou herinner dat Christus volkome betaal het vir die sondes van almal wat in hom glo. Daarom kan die kind van God vrede hê, selfs in moeilike tye. Want waar die Heilige Gees werk, daar bring hy ware vrede in die hart. Mag vanaand se boodskap vir ons almal tot groot seën wees en mag ons die vrede van God beleef in ons lewens wat alle verstand te bowe gaan. As die Here wil, sluit ons môre af met ons reeks. Kom ons bid saam. Dierbare God en Hemelse Vader, baie dankie dat U vanaand deur U woord en deur U Heilige Gees met elkeen van ons gespreek het. Dankie vir die vrede wat U vir ons bring in Jesus Christus en dat die Heilige Gees dit kom bekragtig in ons lewens. Gee ons vanaand en elke dag van ons lewe die vrede van God in ons harte.
Dankie vir u woord wat kosbaar is en vir die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Ons eer u, Here, vir wie u is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, tot môre aand.